Goeiemiddag vanuit Viliersdorp in die Weskaap. Ons is op 'n missie om heilige koeie te slag. Goeie tyd vir koeieslag, vir alle heilige koeie. Ons gaan 'n bietjie kyk na Armageddon vandag, ook Gog en Magog, en die val van Babylon. En wie is Babylon? Watter Babylon het geval? Watter Babylon se val word so grafies beskryf in die boek van Openbaring. Nou, ter inleiding wil ek dadelik sê dat ons gou moet praat oor die boek Openbaring byvoorbeeld, want ons gaan heel wat uit Openbaring uit leer vandag. En dit is, daar's twee benaderings wat 'n mens kan volg met die boek Openbaring. Jy kan of probeer om alles wat gebeur kronologies te sien, as 'n reeks van opeenvolgende gebeure, of, soos meeste goeie Bybelkommentators en teoloë dit sien, is daar baie recapitulation of herhaling. So, dieselfde gebeurtenis word vanuit verskillende hoeke en perspektiewe beskryf in opeenvolgende hoofstukke soms. Onthou, daar was ook nie hoofstukke in die oorspronklike geskrifte nie. So, is soos 'n reeks video's wat jy sien, verskillende video's van dieselfde gebeurtenisse, maar almal vanuit verskillende hoeke, om een waarheid of een gebeurtenis oor te dra en te beklemtoon. En dan wil ek oor 'n beginsel taalkundig, grammatikale beginseltjie praat, sodat jy dit kan verstaan, anders maak dit nie baie sin wat ek gaan sê nie. En ek het 'n bietjie gekyk daarna in die Griekse vertalings van al hierdie skriffies, en ek moet sê, ek kon nie fout vind met die idee dat hier gepraat word van een oorlog. One battle, one war. So, dis die sogenaamde anaforiese beginsel, of die Engels anthropic principle. Dit is dikwels, nie net lidwoorde word so gebruik, maar in hierdie geval gaan dit oor die lidwoord, or the definite article, die oorlog. So al staan daar nie in ons vertaling, dit wat ons gaan lees, sal jy sien, soms staan daar net oorlog, soms staan daar die oorlog, maar in die Grieks is die woord ton polemon. Ton beteken die. Dis die anthropic lidwoord, die definite article, wat sê, en hierdie beginsel sê, as jy daarvan lees, soos in ons voorbeeld wat ek gaan noem nou in Openbaring 20, as jy daar hierdie beginsel sien, of hierdie taalkundige gebruik van die lidwoord, dan weet jy, dit is reeds voorgestel. Dis reeds, soos in Engels sê, it was already introduced. En ons moet gaan kyk waar in die ander gedeeltes, in die ander geskrifte, kom dit voor. Want dit berus in Openbaring 20 byvoorbeeld op iets wat reeds bekend gestel is. Kom ons lees gou in Openbaring 20 vers 7, en hier word nog 'n onderwerp bekendgestel wat ons nog moet kyk na, die sogenaamde 1000-jarige vrederyk of die millennium, en ons sal 'n bietjie daaroor praat. Nie dat ek dink ek het al die kennis en pag nie, definitief nie, maar ek dink ons maak vordering soos ons aangaan. En wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. Baie belangrik, nie net vir 'n oorlog nie, vir die oorlog. Dis waar ons hierdie anaforiese beginsel sien, hierdie lidwoord. Dit beteken, iewers voor Openbaring 20 is die oorlog reeds bekendgestel en reeds oor gepraat. En hulle getalle soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel, en vuur van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Het van God uit die hemel neergedaal en verslind. En die duiwel wat te verlei het is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet reeds is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Nou, die oorlog
gaan oor Gog en Magog, dit gaan oor Armageddon, maar ek wil tog net dit sê oor Gog en Magog. Ek dink die skrywer, die Heilige Gees het hier ietsie bygebring, wat nie noodwendig ten volle van toepassing is op Armageddon nie. Die bekende Dr. Michael Heiser, wat ongelukkig oorlede is so tyd gelede, baie goeie akademikus, kenner van die Hebreëus, en ek dink Aramees ook, vir al die Hebreëus en van die Ou Testament. Hy het die volgende gesê, nadat hy in diepte studie oor Gog en Magog gedoen het. Gog en Magog het niks met Rusland en China te doen nie. Daar's geen aanduiding, Bybels gesproke en vanuit die teks van die skrifte, dat Gog en Magog verwys na Rusland. En ek het nie nou tyd om daarop in te gaan nie, dis dalk 'n studie vir 'n ander dag. Hy sê, wat hy wel sê is dat daar is 'n mitiese koneksie met mitiese Kanaanitiese Baal-aanbidding. Hierdie oorlog, hierdie Gog en Magog oorlog is verwag nadat Jahwe begin het om al sy kinders te trek uit die Jode en die heidendom. So, dit is duidelik, hier is 'n geestelike dimensie ook. Hierdie is nie 'n fisiese oorlog as sodanig nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Maar hierdie is die kragte en die magte se aanslag teen die nuwe skepping, teen die messiaanse koninkryk. En dit het 'n bonatuurlike element of 'n bonatuurlike dimensie. So, maar dit genoeg oor Gog en Magog, maar die feit dat hier gepraat word van die oorlog, sê ons moet verder kyk en teruggaan en kyk waar is dit ingestel, of waar is dit bekendgestel aan ons. Nou, sommer net die vorige hoofstuk, Openbaring 19, vers 19 tot 20, lees ons die volgende. En ek het die diere en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog. Nou letterlik staan daar in die Grieks, die oorlog, te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, en hulle wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het, lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand, ensovoorts. Maar die beginsel hier is die oorlog, so dit lyk of dit dieselfde oorlog is, wat die Bybelskrywer hiervan praat, wat Johannes hier vir ons deurgee deur onder leiding van die Heilige Gees. Maar ook hier sien ons die anaforiese beginsel van hier die lidwoord, die oorlog te voer. Soos ek sê, jy sien nie die hier nie, en soms word dit nie vertaal nie, maar dit is in die Grieks. Die oorlog. En dit is baie belangrik. So in Openbaring 16 is die vorige hoofstuk waar ons ook lees van die oorlog. En ons moet luister na die beskrywings, want dit lyk of hier klomp elemente is wat in almal van hulle voorkom. Die massas, die leers wat teen die heilige stad kom, teen God, teen Jesus of teen die lam, en teen die ruiter op die perd. Ons lees van, aardbewing selfs, ek dink hier in Openbaring 16. Kom ons lees verder vers 12 tot 16. Openbaring 16. En die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Efraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom reggemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos padde sien kom, want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog, van daardie groot dag van die almagtige God. Die oorlog en die groot dag van die Here. Kyk, hy kom soos 'n dief. Hoe kom 'n dief? Sigbaar? Nee. Jy kan wel sy koms sigbaar sien na die tyd. Jy kan wel die effek van sy koms sien na die tyd. Maar 'n dief sien jy normaalweg nie. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hulle nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien. En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Nou, weer eens, ons kan hier 'n lang studie maak, maar Armageddon is nie kan nie verwys na die vallei van Megiddo nie. Nommer 1, Armageddon letterlik beteken die berg. En daar is nie 'n berg in Megiddo nie. Die enigste
heuweltjies wat daar is mensgemaakte, wat noem hulle dit, ek kan nou nie die woord onthou nie, maar is hoogtes wat gemaak is as omdat daar stede gebou was. Maar Megiddo is 'n vallei, is droog, dis plat, en is in elk geval nie groot genoeg vir miljoene mense, want ons wil ons die goed alles letterlik vertaal. Maar Megiddo, Armageddon beteken letterlik, en daar's redelik eensgesindheid dat dit wys op Jerusalem. Die slag van Armageddon is the Mount of Assembly, is die berg van samekoms. En dit verwys na Jerusalem. So, in hierdie 3 gedeeltes sien ons die oorlog. En ons het goeie rede om te aanvaar, dat praat hier van een oorlog. Is nie die oorloë nie, dis nie verskillende oorloë nie, daar mag verskillende dimensies wees van hierdie oorlog, sommige van dit redelik histories verantwoordbaar, maar dan ook 'n geestelike dimensie by, soos wanneer ons praat van die Gog en die Magog, wat 'n geestelike aanslag is teen God se nuwe skepping. En ek moet sê, dit was 'n geslaagde aanslag tot sover, want vir 2000 jaar, glo ek is die kerk beroof van sy ware identiteit. Beroof van die feit dat ons saam met Christus regeer en behoort te regeer, en gesag en mag het oor die kragte, oor die Gog en die Magog, of wat Gog as ook al vir Baba wil bang maak. Want Jesus het ons die autoriteit gegee, gaan dan heen in my naam en maak disippels van al die nasies. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Ons het die gesag, maar ons is beroof daarvan, en ons het toegelaat dat allerlei snaakse, sensasionele leerstellinge inkom, wat eintlik die kerk, soos ek gister in die Engels gesê het, gekastreer het. Ons is kragteloos gelaat deur valse teologie, deur 'n evangelie wat eintlik nie 'n evangelie is nie, maar 'n mengsel van bietjie goeie nuus en baie slegte nuus. En goeie nuus wat berus weer eens op iets wat ons moet doen. Ons moet reg glo, ons moet reg bely, ons moet reg dit, ons moet reg dat. Terwyl die woord uitdruklik, die evangelie uitdruklik sê, God het in Christus die wêreld met homself versoen, ja, selfs die owerhede, selfs die Gog en die Magog is versoen, maar hulle weet dit nie, en hulle gaan nog lekker aan, of hulle word toegelaat om aan te gaan, hierdie kragte, magte en boosheid in hoë plekke, omdat die kerk nie sy posisie verstaan en inneem nie. Dis ons taak om alles in die skepping weer onder beheer van God te bring, om goddelike orde terug te bring. Jesus het sy deel gedoen, dit is volbring. Nou gaan julle heen. Besef nou dat julle saam met my in die hemelse plekke sit. Moenie soos die oudste seun in die gelykenis van die verlore seun wees, wat nie besef het wie en wat hy is nie. Hy het hom afgesloof vir sy pa, en toe sy pa sy broer terug ontvang in liefde, en met blydskap, en met 'n groot partytjie, toe klaai en hy sê, wat gaan hier aan, ek sloof my af vir jou, ek sloof my af, en ek kry niks. En sy vader sê vir my seun, alles wat myne is reeds joune. Jy is net te onkundig, jy is net te blind om te sien, dat alles reeds joune is. En dit is ons as kerk soms. Nie soms nie, ek dink meeste van die tyd. Nou hierdie oorlog is duidelik ook die val van Babylon. Nou wie is hierdie Babylon? Kom ons kyk in Openbaring 16 vers 6. So, hierdie is ons sommer so bonus onderwerpie wat ek hier bybring, dan hoef ek nie daaroor weer te veel te sê nie, want het is so duidelik wie Babylon is. En dit het my selfs verras toe ek het ontdek, so tyd terug. Ek het altyd gedink, soos baie mense sê, Babylon is Rome. Babylon is die Romeinse kerk, of was eers die Romeinse, die heidense Romein, pagan Rome, en daarna papal Rome, jy weet, die pauslike Rome. Maar dit lyk nie van my so nie. Kom ons kyk in Openbaring 16 vers 6. Hierdie Babylon word so beskryf, dit gaan nou oor die skale wat uitgegooi word, God se grimmigheid op die aarde word uitgegooi, en die een skaal na die ander word uitgegooi, en dan in vers 6 sê, want hulle het die bloed, kom ons sê, lees vers 5, en ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig Here is u, wat is en wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het, want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle dit verdien.
So dit gaan hier oor 'n stad, of oor 'n stelsel wat die heiliges en die profete se bloed vergiet. Nou wie is hierdie stad? Openbaring 11 vers 8. Lees ons die volgende. Oor die twee getuies, en wanneer hulle getuies voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Hoopelik gaan ons nog oor die twee getuies ook praat. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word, Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Nou kan dit duideliker wees dat dit gaan hier oor Jerusalem. Jerusalem is dikwels Sodom genoem, weens hulle ontrouheid, weens hulle verbondsontrouheid. En ook Egipte. Maar dis die stad waar ons Here gekruisig is. Jesus is nie in New York, of in Rome, of in enige ander stad gekruisig nie, hy is in Jerusalem gekruisig. So hulle praat hier duidelik van die ou verbond Jerusalem. Openbaring, is daar nog een? Ja, luister wat sê Jesus, wat sê Openbaring 18, en dan kan ek kyk ons wat Jesus gesê het. Openbaring 18 vers 20 tot 21. Verbly jy oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen en in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En dan gaan hy so aan en dan sê hy in vers 24, en die bloed van profete en heiliges is in haar gevind en van almal wat op die aarde gedood is. Nou, dit is oordrywende taal, onthou, Openbaring maak dikwels van oordrywing gebruik, ons noem dit hyperbole, en metafore en symboliek. Sekerlik is nie almal se bloed wat op die aarde gedood is, noodwendig verbind aan Jerusalem nie, maar in hierdie geval word het so beskryf. Maar die belangrike is die bloed van profete en heiliges is na gevind. En hierdie aarde mag dat selfs verwys net na Israel, nie na die ganse kosmos, die ganse planeet aarde nie. Maar dit meer daaroor 'n ander dag. Nou luister, wat sê Jesus aan Lukas 13, of wat sê Lukas 13 vir ons in hierdie verband? Lukas hoofstuk 13 vers 31. Mattheus, Markus, Lukas 13 vers 31. En op dieselfde dag het sommige van die fariseërs na hom gekom en vir hom gesê, gaan weg en vertrek hiervandaan, want die Herodes wil u om die lewe bring. En hy het vir hulle gesê, gaan vertel daardie jakkals, kyk, ek dryf duiwels uit, ek maak gesond, vandag en môre, en op die derde dag is ek klaar. Maar ek moet vandag en môre en die volgende dag verder gaan, want dit kan nie gebeur dat 'n profeet buitekant Jerusalem omkom nie. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en die wat na jou gestuur is stenig. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Voorwaar, ek sê vir julle dat niemand my sal sien voordat hulle weer sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here nie. Duidelik was Jerusalem op Jesus se radar, op God se radarskerm, veroordeel. Maar onthou, ons het die pragtige balans hier tussen oordeel en herstel. Dieselfde Jerusalem word ook herstel, word beskryf dan weer as die nuwe Jerusalem, onder die nuwe verbond. Maar eers moes die ou godsdienstige, vleeslike, ontroue kultus vernietig word, uit die weg geruim word, om plek te maak vir die nuwe. So die Jerusalem van die ou verbond is Babylon. Nou kom ons kyk vinnig na die Ou Testamentiese agtergrond, van waar hierdie groot dag van die Here vandaan kom, en die oorlog. Openbaring 6, net voor ons na die Ou Testament toe gaan, dat ek net vinnig terug gaan na Openbaring 6, vers 9
tot 17, Openbaring 6, vers 7 tot 19, wat gaan praat oor die groot dag van die Here. Openbaring 6, vers 9. En toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Weereens, ek het 'n gevoel, die Griekse woord hier dui op, kan ook dui net op Israel. Dis nie die ganse aarde nie, dis die aarde van die verbondsvolk. Ek is nie seker of die woord Eretz is, of dit die Hebreëse woord is, maar ja, dit daar gelaat. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee en hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie, nie 5 miljoen jaar nie, nie 5000 jaar nie, nie 2000 jaar, 'n klein tydjie moet rus, sodat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees. En ek het gesien toe hy die 6de seël opgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing. En kyk, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word, sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk soos 'n boek, wat toegerol word, en al die berge en eilande is het hulle plekke versit. Ek hoop jy onthou wat ek gepraat het oor decreation language, oor ontskeppingstaalgebruik. Dis 'n deel van hierdie, van hyperbool, van die oordrywende vorm, waar daar verwys word na konings en koninginne en die illuminaries, die groot sterre, die filosofe, die politici, die manne en vroue van naam, wat ook geskit word. Alles word geskit. Alle koninkryke en subkoninkryke en munisipaliteite word geskit. Dit is die skudding van 'n politieke, sosiale en godsdienstige sisteem, eerder as die einde van die materiële wêreld, soos wat baie futuriste dit wil vertolk. Dit gaan oor die einde van die ou verbond, dit wat vir die Jood hemel en aarde was, die tempel. En daar was duidelike tekens ook in die tempel van die hemel. Dit verteenwoordig die hemel en die ganse skepping. En die konings van die aarde, vers 15. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? So, het is duidelik hier dat het gaan oor 'n oordeel en dat het gaan oor die groot dag van die Here. Nou, ons kan sien dat hierdie Openbaring 6 is 'n direkte echo van Jesaja 2 tot 4. Ek het reeds voorheen oor Jesaja 2 tot 4, 2, 3 en 4, wat al een lang profesie is, gepraat. Ons kan vinnig weer gaan na Jesaja 2 vers 10, net om jy te herinner aan die taalgebruik, gaan in die rots en steek jou weg in die grond, vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. Sien hoe word dit in Openbaring herhaal. As jy nie die Ou Testament verstaan nie, en jy gebruik nie die Ou Testament nie, gaan jy glad nie Openbaring verstaan nie. Vers 19, en hulle sal gaan in die spilonke, dis is van hoofstuk 2 in Jesaja, en hulle sal gaan in die spilonke van die rotse, en in die gate van die grond, vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. Sterk taalgebruik. Hoofstuk 3 vers 25 sê die volgende: jou manne o Sion sal deur die swaard val en jou helde in die oorlog. In die oorlog. So die groot dag van die Here, die oorlog, die vindikasie van die martelare, die weerwraak van die martelaar, of die wraak van op die martelare se bloed, die val van Babylon, alles word hierin ingegooi, en in die groot oorlog natuurlik. Jesus herhaal hierdie woorde in, ek gou kyk, ek dink is in Lukas 23,
wat ek ook by 'n vorige geleentheid alweer al na gekyk het, maar ek het nou vergeet om dit neer te skryf, maar ek onthou dit nou. Want dit is duidelik dat Jesus al aan uit hierdie Jesaja uit. En dan word dit weer herhaal in Openbaring. Lukas, ek dink dis Lukas 21, waar hy hierdie selfde woorde gebruik, waar hy dit direk verbind. Ja, vers 20, en wanneer julle Jerusalem deur leeu's omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judeas na die berge vlug. Vers 22, want dit sal daarvan wraak wees. Weet die toorn van die lam van God. Daar was wraak. Jesus word so dikwels geskilder as net hierdie liefdevolle, die liefdevolle lam wat vir ons versoening gebring het, en dit is so. Maar daar was ook 'n vergelding. Daar was ook die vervulling van profetiese beloftes. Daar was ook 'n oordeel oor die ontrouheid van die vrou, God se vrou, die ou Jerusalem, die aardse Jerusalem, die aardse volk, of die aardse Jerusalem, ja, ek het dit gesê. Maar weer die vroue wat swanger is, en die wat nog so genade daar, want dan sal 'n groot nood in die land wees, en toorn oor hierdie volk, dis Israel, toorn oor Israel. Almal wat so lief is vir Israel, dis wonderlik. Ek staan ook by huidige Israel, in terme van, nie dat ek glo hulle is terug in die land, omdat God hulle wil teruggehad het nie, ek dink dit was 'n politieke besluit, want God het altyd beloof, hy sal Israel herstel op grond van hulle bekering na hom toe. Nou ek sien dit nie in die huidige Israel nie, maar is definitief nie 'n antisemiet nie, en ek is ook nie pro terroriste organisasies wat sweer om Israel uit te wis nie. Israel bestaan, en ten minste staan hulle vir, oor die algemeen, vir dieselfde waardes as meeste van ons normale westerse lande. Maar in elk geval, gaan nou nie veel meer daaroor sê nie. Maar dan in vers 24, luister hoe haal Jesus Jesaja aan, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val, en as kruisgevangenes geneem word, na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word, deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Nou as jy verder wil lees, ook in die Ou Testament, oor die oorlog, en sien waar dit gebruik word, lees asseblief Sagaria 12, 13 en 14, en dan veral ook Daniël 9, wat dikwels verwys na die oorlog, en die tyd wat bepaal is vir die bestaan van Israel, oor die 70 talle. Maar ek wil nie langer praat as wat ek reeds gepraat het nie. So dis duidelik dat Armageddon, Gog en Magog, daar's net een oorlog. Hierdie oorlog mag verskillende dimensies hê, geestelik, vleeslik, of geestelik, materieel en histories, maar dit mag selfs vandag afspeel op die een of ander wyse, omdat dit 'n geestelike aanslag is teen die nuwe skepping, teen die nuwe verbond, teen die koningskap en heerskappy van Jesus Christus. Maar hierdie oorlog is reeds gewen. En hoe vinniger ons as kerk ontwaak en dit aanvaar en so begin preek, hoe vinniger sal ons die skepping self sien vrykom van verganklikheid. Ek gaan nie eens daarmee volstaan. Ek hoop dit help om te sien dat daar is meer as net sensasionele koerantberigte en mediaberigte en YouTube kanale wat vir ons kan help om Armageddon en Gog en Magog beter te verstaan en te weet dat dit reeds in die eerste eeu na Christus gebeur het. Dis toe Jerusalem geval het. Dis toe Babylon geval het. Dis toe die oordeel oor Babylon voltrek is. Babylon, hierdie valse stelsel wat van verwarring spreek. Nou ek sê nie daar is geen Babylon meer nie. Natuurlik is daar nog verwarring. Natuurlik is daar nog 'n gebrabbel en 'n verwarring. Daar's ook 'n Babyloniese stelsel wat bestaan in die kerkwêreld, maar die groot stad Babylon van Openbaring was Jerusalem. En daardie oordeel is voltrek. Maar dank die Here, die nuwe Jerusalem het gekom en is bekleed met die heerlikheid van die Here. In die laaste dae sal hy vas staan op die berge, soos Jesaja ook sê daar in Jesaja 2, 3 en 4.
daar is met al hierdie beloftes van oordeel en strafgerig, is daar ook hierdie beloftes van herstel en van goddelike voorspoed en goddelike heerlikheid.